Is hy? Wat sê? Welkom. Welkom. Goeiemiddag, dames en here. En welkom. By Bevange. Ja, episode nommer 7. Hier is ons weer. Andereel. Nee, dinge gaan heel aangenaam. Ek is 'n jaar ouer. Wow. Geluk. Dankie. Ja, nee, nou 26, nader aan 50 as wat ek was aan my geboorte. Self. 10 jaar Unie weg van 2 jaar. Dit is dit raak nou reël. Ja. Nee, so laasweek bietjie gepraat oor hoe om 'n verskil te maak. Hierdie week 'n onderwerp waarmee ek baie gekonfronteer word in my werk en iets wat my bitter frustreer in ander afdelings van my lewe. En dit is leierskap. Effektiewe leierskap. En Hallo, waar is julle besig hierso? Ons shoot 'n podcast. Ek het iets gehoor van leierskap. Kan ek insit? Ja, sure. Cool. Dames en here, welkom by Bevange. Ons is hier met episode 7. As jy hou van wat jy sien, gooi 'n like, gooi 'n share, gooi 'n subscribe. 70% van julle is nie gesubscribe aan die YouTube channel nie en dit is kommerwekkend. Julle kyk ons, maar julle hou nie van ons nie. nou is ons regte YouTubers. Ja, ons gesins gaan dit nie sê nie, maar daar sê ons dit. Net Ons is, ja, maar vandag is ons met ons tweede gas, Sous. Hi, hallo. Mr. Sous, wat 'n voorreg om jou te hê. Dankie. Obviously is Sous nie jou geboortename nie. Nee, dit sou cool gewees het. Stel jouself bietjie voor vir die mense. Ja, so my regte naam is Mpo, MPHO, klink nou baie Afrikaans. Maar ja, my regte naam is Mpo Khoza. Ja, al die pad van Tembisa af, so net om die draai, maar bietjie rondgetrek, ek's maar kind van oral af. Carltonville, Potch, Noordwes. Ek was 'n bietjie oral, maar nou is ek in Pretoria. Yes, jy ken die wêreld, jy ken die land. Ek ken die land, ek's amper Ek dink nog twee gesien al. Ja, my paspoort is vol Suid-Afrika stamp. In elke provinsie. Yes, imagine jy moes deur douane gaan vir elke Wel, provinsie. Ek dink myne sal vol gewees. Sal sê op my 3de, 4de paspoort getrek het. Sal, nee. Nou, Mpo, ons ken jou as Sous. Hoekom Sous? Sous is 'n koshuisnaam. Ek was 'n bietjie 'n latlammetjie in die koshuis. Almal was al in groen en ek het opgedag en almal het al name gehad en ek het nie. Ek het in 'n random oule begaan. En ja, tot het opgedag en almal kry name en dit was net 17 en 18. En dis net 'n random spontaan oom, ek kom net een van die metrics en dit soos Pop and Sous en soos wat? Soos dis 'n naam van jou Pop and Sous en ek soos kyk wel, jy's Pop, ek Sous. Dit is jy dit Dus gebeur. ek het van af, is al 10 jaar terug, 10 jaar in hierdie jaar boys. Yes, like it. Ja. Ja, Dit is wel, ons het nou gesê in die intro. Ja, ek is op 2 jaar weg. Hierdie jaar is jou Hy is jaar. op 3 jaar weg. 3 September. Hulle het 'n datum vasgemaak. Wat is julle opinies oor die 10 jaar reunie? Ja. Interessante ding. Sous, wat dink jy daarvan? Dis 'n interessante ding. Ek het nou nog gedink maar vir my vir mense wil nou kyk soos wat het jy met jou lewe Wat doen Sous nou? Ja, of hierdie ou wat kaptein was, waar's jy nou? Wat doen jy nou? As jy nog steeds kaptein nie, ek sê jy gaan nie vir ewig kaptein nie. Iewers Sou 'n springbok wees. Iewers stop dit. Dis my droom. Ek het gedink na skool gaan ek 'n springbok wees en wel hier sit ek. Nie gemaak nie. So nee, ja, ek dink is maar net vir my wil dit met 'n ding van sê, ons seker met mekaar en hoe gaan dit nog met jou? Jy weet, 'n bietjie weer te reconnect, maar ja, die wêreld obviously. Ja, dis twyfel. Nee. 10 teen 1 in popularity. Dis 'n popularity thing. Ja, Yes. kyk, dis nog cool. En as dit 'n cool kompetisie was, sou julle wen. En ek kan bloos. Nou Sous, vertel ons bietjie, wat gaan jy op jou reunie vir die mense sê? Waarmee is jy besig? Wat het jy al bereik? Soos wat gaan vir wat? Hierdie nou my nie vra wat ek bereik nie. Nee, jy het nie gaan swat nie. Ek het al vir 'n jaar probeer en deurgeglip daarso. Ek het maar net begin werk, so ek het maar
Vir so 3 jaar was ek maar bietjie 'n fasiliteerder by 'n kamp, Konka. Ek was 'n fasiliteerder, bietjie games aangebied, spanboue, leierskap, snaaks genoeg praat ons ouers, so was ek 'n goeies gefasiliteer. En ek was al van so 2017 af tot so 19 toe. En toe het ek die plek waar ek nou werk, Target Life, op hierdie oomblik, dis waar ek nou werk. Ja, so nou is ek hier betrokke van 2020 af. Ek's nou nog 4 jaar hier, soos is my 5de jaar. So ja, ek sal sê niks fisiese papier agter my naam nie, maar baie ervaring. Baie mensekennis. Baie mensekennis hier so. Ja. Dink ek kan gaan swat vir mensekennis nie. Dit is bietjie onmoontlik. Dit is nou 'n baie interessante statement. Jy kan nie gaan swat vir mensekennis nie. Dis onmoontlik. Sjoe, ouens sit dit op 'n hemp, sit dit op 'n bumper Sit dit op jou Instagram, in jou bio. Ek gaan 'n hemp maak, ek gaan net so staan. Jy kan nie swat vir mensekennis nie. Ja. Sien. Sorry, sielkundiges. Drop te maak. Jy is dalk slim. Gaan my foon drop. Ja, okay, yes. Maar so is dit baie lekker om hier te hê. Dankie man. Ons het die podcast is op daai punt wat ons kry ons kollegas op as gaste. En ons vriende. En ons vriende. So op die minste is dit vriende wat die podcast al genoeg geniet om op dit te verskyn. Ja. So ons gaan op in die lewe. Yeah. We are getting to it. Nou, soos jy weet, en ons ook gesê, ons praat 'n bietjie oor leierskap vandag en nou die rede hoekom ons jou gevra het om dit te lees. Ek weet nou natuurlik jy het 'n groot passie en 'n droom vir leierskap en soos jy ook al op die podcast sien, ons like om onderwerpe bietjie sommer net ons opinies daaroor te deel, bietjie te hoor wat die mense sê. Ja. So vertel ons bietjie leierskap. Hoe sien jy dit? Wat is dit vir jou? Die goed, die sleg, wat wil jy verander? Die vol pedigree. Right. Nee, ek dink hierdie het maar soos 'n bietjie 'n droom eintlik net opgedaag. Want ek dink ek het maar net soos letterlik een keer net in die bed gelê en ek dink dit het net opgekom van soos ek kom agter hoe ons nogals as mense wat nie regtig in daai posisies is sal vinnig wees om iemand in 'n posisie te judge of soos byvoorbeeld, ek weet dis maar 'n Suid-Afrikaanse ding, ons regering. Dit is so maklik om te sê hierdie ou doen nie sy werk of enigiets soos dit nie, maar dan moet mense besef ook, soos die ou het ingestap en dis al klaar duisende probleme uit te sorteer. En jy is daar vir wat, 4 jaar? Dis hoe lank 'n president is, 4-5 jaar omtrent. Supposed to wees. Ja, nou kom jy daarin, jy het klaar 'n plan, jy het 'n langtermynplan, maar jy is so besig om ander goedjies uit te sorteer. Jy kom nooit by dit wat jy eintlik wil bereik uit nie. So, toe kry ek maar net 'n idee soos hoekom begin hierdie proses nie eintlik by skole nie, waar jy eintlik kinders leer wat is leierskap. En leierskap is ook nie net 'n posisie nie, maar is eintlik 'n leier is basically iemand wat altyd jy's agter, maar jy neem nog steeds leiding. So jy is eintlik 'n server. Jy moet die mense so wat onder jou is. Jy moet hulle heeltyd bietjie oplig. So jy kan nie net daarbo sit en net mense begin rondskuif nie. Jy moet maar eintlik saam met hulle daar wees en wys, hey, dis wat gedoen word. Dis hoe dit moet gedoen word en net hande saamvat en saam beweeg. So as jy hierdie proses van skool af kan begin, teen die tyd wat jy matriek het, wat 5 jaar later besluit jy wil nou president word. Die ou weet al wat se tools hy moet hê om 'n leier te kan wees. Om jou mense te serve. En dis op 'n van die dae dis hoe dit moet wees. Dis waar die hele tema wat ek het en dis wat ek nou aan die gang wil kry. So dis nog 'n bietjie 'n visiebord wat nou net gebou moet word. 'n Visiebord. Ja. Het is interessant dat jy so van skole praat. Ek weet nie van julle ouens, maar ek was 'n leier op skool gewees en in matriek. Ek was klaskaptein. Klaskaptein. Ja, like een keer ek ook, soos een keer in graad 8. Ja, iewers. Ek het my wit hempie gedra. Ek moet sê, die feit dat jy fancier kan aantrek Dis lekker. Jy het 'n fancy dassie en like 'n wit hempie. Ja, is 'n bietjie uit. Baie laat. Maar die realiteit van dit is die leiers op skool is 'n joke. Ek bedoel, ek gaan baie eerlik wees en ek gaan myself baie expose nie. Ek was nie 'n leier gewees het. Ek ben 100%, ek het genoeg vriende gehad, die regte mense geken by die regte braais opgedaag vir die naweke. Ja, op hoërskool braai mens net. Ja. Braai en swempartytjie. Ek het nie dit geweet nie, ek het wiskunde gedoen. Ekstra klasse. Ja, ek sal nie Twee verskillende like hoërskool experiences hierso. Sê maar, sy sou ook kon sê
mens braai net. Ja. Dis al wat jy doen. Ja. Oor die naweke. Ja, ek Moes ek gebraai. ek het by die regte braai uitgekom, die regte mense geken en ek was die eerste jaar in die skool nie, want hulle kies mos in graad 11. Ja. al die Ja. leiers. Dis soos hierdie ou moet. Ja, Hierdie ou moet leier. ek dink is oor my van. Want jy kry mos so 'n papiertjie met die naam en dan soos Hierdie ou lyk interessant. soos wat jy 'n stem, maak jy mos 'n merkie. En ek is oortuig daarvan. Want in my skool was dit graad 10, 11 staats en die onderwysers se stem. Ja, Of het self. te sê. Ek is net so oor 'n jaar in die skool en blaadjies kom uit. Ek is oortuig van ouens vir my stem met my van. Want Isabel toe dit is. Was hy nie 'n krangige sportster gewees nie? Nee. Nee. En dan Net kom net hy 'n dan kompetent. wil hulle nou die brief kry en so sê wat 'n van is hier. Ek wil net kyk wat o, hy's 'n merk het. Toe maar okay. Jy kry die stem. Ja, nee, want ek was verre van 'n sportster of 'n akademikus. Maar jy was net populêr. Ja, ek was decent en ek was above average in al die velde. Jy was Goeie genoeg check of daar all om trades. oral te wees. Okay. Ek het nooit soos ons hoofsien het ek nie geweet wie dit was totdat hy ons hoofsien geword het. En dit is die eerste keer toe ek hom gesien het was toe hy iets wat was ek was soos like wie is hierdie ou? Ouma, yes, om het terug te bring na leierskap, dis soos ek was 'n leier gewees, maar dit het niks beteken op skool nie. Dit dra geen beteken gewig regtig niks nie, nie. Quite frankly, ek het baie ervaar as jy is die skool se nuwe interns. As jy onderwysers iets basically. gedoen wil hê, Jy's ja, dis waar ek onthou, jy's een van die girls wat onderhoofmeisie was. Blikemmer. Sy het so baie werk gehad om vir die skool te doen dat mense begin wonder wanneer doen jy actually skoolwerk? It's crazy. Nee, so leierskap op skoolvlak. Jy word net rondgesant eintlik en jy sê vir Ja, kinders ja. sommer in hulle rye te staan. Maar nou, heavy conspiracy theory. Stem die kinders regtig? Hoe dan die kinders se stemme? Ek weet ook soos ek dink ek sou leer gewees het. Toe ons in die hoof gekry het die hele stemstelsel bietjie soos geswitch. Want ek soos as jy die naam sou sit, jy's bekend oral. Soos almal Almal ken vir en as jy sous, die ja. persoon wat te veel praat soos ek nou, soos almal ken jou. En ek weet soos omtrent die hele skool het my geken en nou my kom ek soos ek gaan hierdie kry. En toe ek net stem het verander, hoe laer die graad hoe minder persentasie tel dit. Dan hoe hoër dit is, hoe meer persentasie tel dit. En dis soos toe ek voel net dat dis alles net soos onderste woord ek soos okay, wel dan gaan my kans hê. So en ek soos toe ek hoor is dat stemming soos that's it. Cheers. Dis gone. En toe word ek net die klaskaptein. Ja. Nou, ek moet sê dit maak klein bietjie sin. Die ouens wat die kandidaate ken moet bietjie 'n swaarder gewig dra. Ja. Maar ek wonder hoe baie sê die kids regtig. Ek dink jy het. het soveel want sê ek as onthou wat hulle ons- dink nie. Ons hoofleiers soos hoofseun en onderhoofseun ouens was glad nie wie die graad wou gehad het en soos. Dit was nie almal nie, maar definitief van die ouens. Dit was so 'n massive konflikspunt. Ja. Net die matriekgroep En dit is altyd gewees. so. Nee, want soos ek klink soms, maar die verkeerde ouens het daai poste gekry. Ek onthou, jy weet aan die einde van die jaar dan gee die hoofleiers nou 'n speech vir die matrieks en so aan en iets gebeur toe dat dit was nie een van die hoof ek dink hy was hoofleier nie. Die hoofseun het nie die speech kon gee nie. Ek kan nie onthou nie. Toe ging een van die koshuis ouens wat al van graad 8 af deel van die groep is. En yes, hy het sulke powerful boodskap gedeel Ja. dat die ouens sal sit en soos hy moes hoofseun wees. Ja. Dis die ou wie daar moes wees. En dit het baie te doen met hy het die hart van die groep opgetel. Hy het geweet waaroor dit gaan. Hy het geweet wat is belangrik vir die groep en ek dink dit is 'n deel, dis sekerlik 'n deel van leierskap wat nogal baie belangrik is. Ja, maar ek dink die juffrouens en so se stem het almal baie en hulle sien like die akademie en die sport en that's it. Maybe, ja. Ek dink nou my frustrasie vir my hulle gaan soos skole ek sê nie hulle is verkeerd nie. Ek sê net maar dis net 'n flaw wat daar is waar ek voel jy kan nie leer kry of kies wat vir jou die skool moet probeer uithelp waar soos daai ekstra rande wat jy het. Ek voel jy kan nie iemand kies om rond te chant nie.
Jy wil iemand hê wat bietjie inisiatief gaan neem. Iemand wat iets sal probeer doen en dan as dit flop, dan sê okay, hoor so ek het hier al probeer. Dit het nie gewerk nie. Wat kan ek volgende doen? Ja. Nie net hey, gaan doen jy dit. Yes. Soos dis daai en ek dink dis hoekom ek so graag daar wil wees. Soos ek wil 'n pad met die mense stap en laat dit nie iemand wat in die prentjies voel aan wat hands-on is nie, maar laat jy iemand bietjie buite perspektief het, iemand wat eintlik net soos daar is, maar ek staan nog steeds buite. Ek's betrokke met die leiers, niks met die skool nie. Ek's net betrokke met die leiers. My ding is ek help waar ek kan. Ek gee 'n bietjie mentorskap, ek gee 'n bietjie counselling, ek help oral waar ek kan. En ek dink een van die beste voorbeelde want ek het al 'n paar skole gehelp met leierskap soos om leiers te kies en sulke goed in ontwikkeling. En daar's laas jaar het ek met Hoërskool Bergse gewerk. En ek het nou die stories wat ek gehoor het van hulle hoofseun daai tyd. Wat hulle sê daai ouetjie was die eerste persoon om by die hekke te staan. Dan wag hy by die skoolhek, wag hy vir die hoof om op te daag sodat hy kan help om goedjies in te dra. En saam met daardie deur die skool te loop, seker te maak alles is veilig, alles is okay. Einde van die dag is hy die laaste persoon wat daar wegstap. En hy het nog steeds sy akademie goed presteer, sport goed. So hy het daai time management reg gekry om te weet soos ek weet my doel is om te serve. En in 'n geval die hoof het eers of ek twyfel dat eintlik enige onderwyser kon hom heeltyd rondsit of enigiets. Hy het self inisiatief geneem. So niemand hoef reg op jou heeltyd op te check nie. Hulle almal weet al, jy's daar, jy het alles. Shop, ons is rustig. Ja. Ek dink so dit moet wees. Jy kan net iemand kry om net soos ja, soos vir jou sê spring, jy gaan vinnig jam. Ja, met bietjie dis is wow. Chill. Luister eers, laat ek probeer. Ja. Ja, maar daai is 'n baie unieke en ekstreme geval van 'n skoolleier want dit kan nie gesond wees vir jou nie. Maybe nie, maar dit laat dit klink as party ouens is leiers en ander net glad nie. Ja. Maar is dit voel vir my so dan moet ons deur die skoolstelsel en deur society kom wie is werklik leiers of is dit iets wat jy kan enforce in iemand? Is dit iets wat jy hulle kan oplei? Soos jy genoem het coaching en mentorskap soos en ek dink dis 'n goeie vraag. Kan enige iemand 'n goeie leier wees of is dit 'n select few? Ek dink enige iemand kan 'n leier wees. Ek dink jy moet net besef jy moet net weet wie jy is. Iemand kan 'n leier wees, maar kan jy 'n goeie leier wees? Waar is die vraag? Dit is die vraag. Daar is okay, ja. As jy nou, soos jy sê, leiers oplei of oprig, wat is die belangrikste goed wat jy vir 'n jong persoon wat dalk die podcast kyk wat in leierskap is of wat droom om leiding te neem in 'n situasie, wat is die top goed wat jy vir hulle sal sê met hulle in gedagte hou? Wat jou 'n goeie leier maak of wat belangrik is wanneer mense jou volg? Ja. Yes, ek dink die groot ding is ek voel die hoofding vir my sal uitstaan is integriteit. Ek dink vir my integriteit is iets wat eintlik alles sal kan opsom en as jy integriteit het, jy's redelik op 'n plek waar jy verstaan wie jy is, wat jy doen en al verstaan nie wat jou toekoms is nie, maar heidaglik op hierdie oomblik, op hierdie sekonde, jy's bewus van waarmee jy besig is. Jy is eerlik met jouself, met ander mense om jou. Jy het respek, jy voel nie, jy het my nie respek, nou gaan jy nie respek nie, soos maar net nie, ek gaan dit met respek hanteer. Ek gaan ons hoef nie regtig enige kwarrels of enigiets soos dit te hê nie. Om eintlik aktief te wees om goedjies aan te leer, om heeltyd teachable te wees. Dis een van die belangrikste goedjies ook. Jy moet bereid wees om eintlik te hoor wat ander mense sê en ek dink hoe meer jy gee en hoe meer jy wil ontvang in daai proses, jy is besig om heeltyd te groei. So as jy toe is om eintlik teachable te wees, vergeet om 'n leier te wees. Want 'n leier obviously jy het mense wie jy lei. Ja. En as jy nie regtig hulle input bietjie inneem en hoor wat hulle sê nie, daar's geen groei wat plaasvind nie. Dan is jy maar net 'n diktator basically. Jy staan maar net daar soos jy doen hierdie, maar wat van hier nee, los my uit. En soos niemand gaan jou wil volg nie. So maar seker maak jy trek jou mense in, laat hulle veilig voel. En dan vanaf is dit maar net maklik om eintlik te kry wat jy van jou volgers wil hê. Ja. En as hulle jou kan vertrou en as hulle kan sien jy's teachable en jy's bereid om tyd te maak vir hulle, is dit maklik om hulle te vertrou enige tyd. Ja. So wat ek baie hoor is as jy effektiewe leier wil wees, moet jy actually mense ken. Jy moet actually betrokke wees met die ouens onder jou wat vir jou werk of wie jy lei na 'n punt toe. En dit is 'n massive gap in
veral corporate settings, groot besighede, of eintlik maar, ek dink algeheel in die werksplek. Ja. Hoe baie ouens ken julle wat uit 'n persoonlike verhouding met sy baas, Oef. in een of ander kapasiteit, of dit nou net is vir opleiding, of dalk het iemand een van management wat opcheck, hey, hoe gaan dit met jou? Ja. Weet jy kan daai ding 'n bietjie anders doen. Ek weet nie, ek weet ons is baie bevoorreg om in 'n werksomgewing te wees, en toe jy nog daar gewerk het ook, soos, die baas worry amper meer oor Jou Sy mense. ons well-being as Ja. oor die werk. Ja. Ek bedoel, ons baas het al vir my gesê, dit gaan nie goed met jou nie, vat 'n week af, gaan chill net, kry Ja. jouself reg, kry jou hart reg, kom terug, werk verder. So, jy sien Right. dit, Dis aan die een baie- kant, dis nie die norm nie, maar dis besig om toe te neem. Ja. Ek hoor al hoe meer van companies en organisasies wat begin die mens prioritiseer bo-oor die werk. En ek dink dit is great leierskap. Ja. Ek dink leierskap wat gefokus is op die mense, dink ek die byproduk is jy gaan mense serve. Die Ja. byproduk is jy gaan Ja. vir mense omgee. So ek dink wat jy sê is baie waar. Leierskap kort 'n bietjie rethink. Presies. Ja. En ek dink ook as jy daarna kyk, as jy dalk 'n leier is wat meer op die doel fokus as die mense. Jy's 'n leier, so kry iemand onder jou wat daai menslike aspek vir jou kan hanteer. Want weet jy as jy leier is, jy kan nie alles doen nie. En ek dink as jy 'n sterk leier, daar's 'n paar goedjies wat jy nie kan doen of goedjies nie verstaan nie. Maar in jou sirkel is daar mense wat in daai spesifieke dinge leiding kan neem. So as jy die public speaker is, great, dis jy. En dan het jy dalk iemand wat goedjies kan bou. Dan weet jy so, okay, dis nie ek nie. Jy kan dit doen, kom neem oor. So jy moet ook bereid wees om eintlik terug te staan. En nie En dan- alles te doen nie. ja. Ja. En lekker ding is, dis ook een ding wat vir my nogal skool is en soos ek voel, dis ook hoekom ek sterk voel, soos ek voel, die Here het my gekol vir hierdie. Ek weet, ek's besig om, sodra ek hierdie kan begin aan die gang kry, ek weet ek's besig om myself uit te werk. Want eventueel, ek gaan iemand oplei, of paar mense oplei, wat 10 jaar beter idees as ek gaan hê, en dan gaan ek so hoor, sê ek kan dit beter doen. En oomblik moet ek op 'n plek wees, soos, ek is bereid om terug te staan, kan sien jou visie, en dis groter as wat ek, great, go for it. Ja. En op die oomblik, ek het vrede daarmee. As jy ooit aan die gang is en iemand sê ek kan iets beter doen en ek voel soos ek het nie meer idees, dan is great. Neem oor. Ja. Is dis baie goeie beginsel vir leierskap is. Jou funksie as 'n leier is om jouself uit die werk uit te kry. Ja. Jy moet iemand so goed oplei dat hy jou verbyvat eventually. En dis waar toe jy gesê teachability en nederigheid speel 'n groot rol. As jy in 'n leierskapsposisie is en jy is threatened deur die jong talent, deur die up and coming, deur die ouens wat baie potensiaal is, die promising ouens, daar's gap in jou leierskap, daar's 'n gap in jou, en van wat ek hoor, translator baie na bietjie na identiteit kyk. Ja. Jy moet bietjie kyk wie is ek? Wat maak my spesiaal? Wat maak my uniek? Waar moet ek fokus? Ja. Maar ek dink ook maak nie saak wat jy doen, jy gaan nie vir ewig daar wees nie. Ja. Eventueel iemand gaan intree en selfs al maak jy deur toe vir iemand onder jou. Daai persoon kan sê, okay, cheers. Hy gaan nie wat deur gaan oopmaak. En daai deur wat oopmaak gaan dalk groter as joune wees. Wat gaan jy dan doen? Gaan jy jaloers raak en ek bedoel nuwe idees kry? Ja, dis bietjie te laat. Jy kan dalk ander vat met daai selfde persoon saam iets gemaak het. Maar omdat dalk jou identiteit is nie so sterk en jy is nie so confident om te laat gaan nie. Jy kyk hoe mense net ander mense verby jou gaan en dan sê jy, oh well, jy het jouself teruggehou. Jy word agtergelos. Jy wil agterglos. En daar's hy. Of jy moet jou leierskap rethink, of jy word agtergelos. PMP. Ja. Ja. Quote of the day. Wow. Of jy lei, of jy word agtergelos. Of jy lei of jy bly. Ja, of jy lei, of jy bly. Dankie, dankie. Ons Daai is- gaan neem Daai is 'n Instagram bevange caption. quotes. En dis die tema of die titel van hierdie episode. Ja. Of jy lei, of jy I Bly. like it. As like Ja. jy So, hierdie week het ons 'n baie interessante onderwerp gehad in die kantoor waar ons gepraat het. Okay. Nou, by Target Life het ons 'n paar jong leiers van die jonger generasie. Hulle maak koffie. Hulle maak koffie. En verstaan net as ek sê jong leier, dan is dit It's like 19 year old. ja, dis 'n individu wat al 'n goeie 6 jaar
jonger is as ek. Oh my 8 vir goodness. sy is 5 vir jou. Vyf vir my omtrent. Ja. Dit is al maybe is het oordryf ek as ek sê 'n generational gap. Dis 'n groot gap. Maar dit is 'n ander generasie. Dis 'n Dit is 'n gap. ander generasie. Maar nou Hulle kan my oom noem. Maar nou praat ons oor hulle kan amper jou om neem. Ons huis. Na 10 jaar is dit oom. Dit is verby. Maar nou praat ons oor 'n ding en ek wil hê julle moet gou julle oë toe maak en gaan terug na Afrikaans Oeh. hoërskool klas. Ja. Wanneer laas het julle die term idioom gebruik? Oh, mas. You. Kijk nou na. Kry so lang. Afrikaanse idiome. Ja. Nou soos julle weet, ons is Afrikaans, ons is trots Afrikaans, maar die mengels maak ons lekker. seer. Yeah, we were speaking since we were 12 years old, eh? Ja. Nee, Yes. die Afrikaanse is nie baie suiwer nie. Hoe sê Ruben op dit was eerste Ons episode taaltuin het onkruid. So ek het gedink, dit sal baie pret wees om vir julle 'n paar idiome voor te lees en dan by julle te hoor of julle weet wat dit beteken. Yes. Okay. Alright, is julle reg? Kan ek 'n vriend bel? Fyn 'n vriend. Soos iemand se ouma. Ons Ja, sit gou net hierso. hierso. Ja, ons is hier vir jou. Ouer vriende. Okay. So nie 40. So ek dink hoe ons dit moet doen. Handjies so en as jy dit moet jy Okay. 'n tapie gooi. Okay. Ek dink dit gaan raas as ons net. goed Ek dink ons opmaak. skree net. Ek dink ons skree net uit. Kom ons- Ons skree net uit. Ons gaan Ja, net ons wil nie die mic hierdie gaan die klank frustreer nie. Okay, is julle reg? Ronde nommer 1. Dit is nie reg nie. 'n Appeltjie skil. met jou gesels. Ja. Jy's in die moeilikheid. Dit is moeilikheid. Daar's moeilikheid. Dis basic stuff. Iemand Easy. uittrap of redeneer oor 'n saak. Dis weer so by. Halwe binne. Okay. Uitpoef. Alright. Balke saag. Wat is dit om balke te saag? Voel vir my soos Hoe mens iets mis klink soos 'n solid trip na die badkamer toe. Snork. Snork. Snork of Dit was my slaap? tweede, dit was my Jy saag tweede balke. opsie gewees. Storie tyd. So ek was 'n voortrekker. En Ek's 'n boer. op een kamp toe kom een laaitie se pa saam en hy het saam met ons in die saal geslaap. Ouens, dit het soos 'n weed eater geklink Okay, dit was ag. wat in 'n reisland losgelaat is. Dit is so irriterende nat. Ag nee. Maar dat was 'n pragtige klank. Ja. Toe dryf so dat. Okay, dat was baie erg. Okay. Moving on. Hier nou raak ons Afrikaans. Bobbejaan het daar 'n kierie nodig. 'n gebruikelike ou mens, ek weet nie. Bobbejaan het daar 'n kierie nodig. Yes, so. Nee, vertel my. Iemand wat geval het, Maar wat van? wat seer 'n gekry het. totaal onbegaanbare pad. O. So 90% van dit baie in maak sin. Johannesburg. Ja, Heiliglik. Dude, Bobbejaan dis het daar 'n erg. kierie nodig. Nou, het jy al Vrystaat toe gery? Oumas. Kroonstad papi. Ek ken 'n spesifieke pad. Alright, kom ons maak 'n bietjie makliker. Die aap uit die mou laat. Al jou geheime verklap. Die geheim is uit. As hy. Ja, boys. Well done. Ek mag dat Afrikaans R50 in jou opses body kan gee vir jou. Yes, ek kan doen met dit. Ganse Anja. Jy is besig om aan te jag. Dis ek En ek gaan dit vir julle spel. G-A-N-S-E. Nuwe woord. A-N-J-A. On ja. Nie ja. Nee, nie aanjaag. 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 Ganse Anja. Ek weet wat is aan ja nie. Alright. Ja, kan ons die teken skryf van on ja. Kan ek 'n hint kry? Nee, want ek weet nie wat Anja beteken nie. So, ganse Anja is om dronk te wees. O. Guys, baie Dis interessant. nice. Dis 'n goeie een. Gaan se As ons weer 'n student uitrap, het jy ganse Anja. Ja, ek sou met dan jy sê soos 'n vis in tipe. Ja. Tipe goed. Okay. Sou leer 'n mens. Okay, kom ons doen nog so 'n paar. Die skip het met man en muis vergaan. Die man het die vrou met die vrou verdwyn. Die man en met Maar die vrou. ek verder goed letterlik. Ek het Afrikaans gebank. Sorry juffrou. Die skip het met man en muis vergaan. nee my. Ek weet nie.
Hier is eintlik 'n bietjie donker een. Ek het hierdie goed nie voor die tyd voorberei. Almal het verdrink. O. O. Ek voel ek was redelik naby, soos die man en die vrou is weg. Hulle was iewers heen. Alles nie meer weet ons nie. En enetjie wat sterk staan in Afrikaanse musiek, Jakkals trou met Wolf se vrou. Karleen. Wat wanneer dit reën terwyl die son skyn. Yes, Daai as is dit reg. terselfdertyd reën en son skyn. Boom. Wil julle weet wat is die Engelse vertaling vir hierdie een? The jackal is Jackals trou met wolf. Ja. Ja, men the jackal is trouwing with wolf. Die The Engel, jackals is trouwing. is lekker Engels. En hierdie is hoekom ons van Afrikaans hou, Ja, want die yes. Engelse vertaling, the devil is beating his wife. Sure. Okay, ja. Kyk soos iets wat hy sal doen. Dit klink beter in Afrikaans. Ja. Maar dit is very Freaking. in karakter vir die Duivel jou wife Pieter. Hierdie een wat ek baie gehoor het. En dit 'n breekie van die devil met. Nee. Is seker van Boksburg gaan. Ook wife staan daar on fire. Ek slaap. Oh my goodness. So enetjie wat ek definitief baie gehoor het terwyl ek groot geword het. Nie skrik vir koue pampoen nie. Jo, jy is nie bang nie. Ek bang jou nie. Ek dink as dit soos moet doen met baksla. Jy skrik nie maklik nie of nie maklik laat intimideer nie. Yes. Right, jy word nie maklik geïntimideer nie. Hierdie is 'n vreemde een, want ek het nie geweet diere het melk nie. Diermelk drink. Ek voel dis dat jy om alkohol te drink. Ja, ek voel dis ook soos Daarom soos jy dronk drink raak, iets karate water. Julle is korrek. Een puntjie vir Ek julle. sê ek is nie alkoholist nie. Alkohol drink of dronk wees. Daai klink net reg. Diermelk. Het jy diermelk gedrink? Ja, vir my dit sê jy het iets verkeerd soos kyk hoe lyk jy. Karate water. Julle weet daai lightbulb oomblikke. Ja, wat gaan dit sê hierdie om? Die restaurant Tigers Milk maak soveel sin nou. Vandag se episode is trots geborg. Ja. Ja. Ons wens. Imagine. Dit sou 'n cool segue maak. Weet jy wat sou ook 'n great sponsor vandag gewees het? Red Bull. Ja. Red Bull sou ook nice wees. Mag ek dit sê? Wat? Oreo. Maar Oreo. Reverse Oreo. hoekom sal Oreo 'n goeie sponsor Ek vandag weet wees? nie. Net omdat jy net 'n wit hemp dra en ek 'n swart hemp. Ek weet nie. Dis reverse Oreo. Okay, kos dit nog so laaste enetjie. Laaste enetjie. Wat beteken om tweede te kom? Jy kom nie eerste nie. Ja, simpelweg jy kry silwer. Jy verloor. Jy ek weet nie. Jy het sleg verloor. Right now. Ander verwante woorde, verskoon die Frans. Second is the first. Jou user. gat sien of en ons is trots Afrikaans. In jou moeder wees. Soos Mike Tango. ja. Soos Ferrari volgende jaar met Lewis Hamilton. Wow. Ja, sorry. So nee, baie interessant. Ons het eintlik 'n baie ryk taal. Wat ons nie regtig meer beoefen of van weet nie. Mense. Ja. So nee, dit was 'n lekker pret enetjie. Dankie Johan. Wow. Ja. Julle, dit was Johan, ons aanbieder. Aanbieder vir vandag se segment. Wat is ek Zulu en ek ken nie Zulu die women nie. So sorry maar. Daar vind ek vandag uit Vir sy jou- se Zulu. Ja. Vir jou kyk as daar 'n iets idiom wat? is waarvan jy baie weet en baie hou. Drop 'n asseblief, comment. Drop dit in die comment. Leer Laat my. ons bietjie ons taaltuin opkikker en die Asseblief. opkry uithaal. Ja. Ja. Ons sê, Wow. So gepraat van Lewis Hamilton en Ferrari en so. soos Ek sien Ferrari is blou vir die volgende reis. regtig, Ja, dis blou. Ja, soos julle weet, ons is groot Ferrari fans op die podcast. En Almal is 'n Ferrari fan. almal Almal. Actually, Ferrari fans. maar ons moet net die nuutste kindernuus met julle deel. Wow. Nico Hulkenberg. Hy gaan Kiek Sauber toe. Hy verlaat vir Haas. Ag, nee. Kyk Sauber toe. Baie interessante move. Want Enigiets is beter as Haas. wel eintlik nie.
Haas en meer punte as Salmer op die oomblik. En Ja, want Nico Hulkenberg ry vir Almal battery. my opinie is dit het baie te doen met 2026 se Audi span wat inkom. Ek dink hulle het vir Hulkenberg 'n offer gemaak wat hy salaris nie kon gegee. afgee nie. Ja, volgende reis is ongelukkig nie hierdie naweekie. Dammit. Nog 'n naweek wat ons moet wag. Chinese Grand Prix was cool. Ek het dit gemis. Ja. Ek was uit. Ek kan nie onthou waar ek was nie. So 'n topic vir volgende week. Baie lekker om oor te praat. Obviously, almal is nou weer dik negatief want Red Bull en Verstappen is te dominerend. Die sport raak bietjie boring. Even Norris het 'n kommentaar gemaak. Herinner my dat ons daaroor chat volgende Skryf dit neer. op die volgende episode. Penny. Praat ons bietjie oor sportdominansie. Ek het 'n teorie Dominansie. oor dit. Yes, ek hoop ek onthou hierdie. Ek gaan dit nou neerskryf. As jy die episode gaan kyk, dan sal jy onthou. Ja. Yes. Kyk episode en laat weet hom. Hy moet dit onthou. Vriende, familie, help ons uit. Stuur vir jou 'n boodskap. Hey bro. Dude. Ek drop sy nommer in die description, dit sal daar wees. Ja. Nee, en ek ja. Dit is as YouTubers. Click on this link. Send him a Ja, ons doen dit. message. Klik op die notification bell dat jy ge-update word oor elke nuwe episode. Drop 'n like en 'n comment, subscribe. Ja, En op daai noot, gepraat van sportdominansie. Shock Academy. Ja. Eeuwe terug. 2016. Ja, was bietjie by die Sharks Academy gewees. Interessante tydjie. Ek het my eerste ernstige besering opgedoen. Dit so besering wat soos na matriek plaasgevind het en 'n jaar later net weer opgevang het. Het ek ligament in my lare geskeur. Eina. 'n ligament in jou larig. Ja. Dit is horrible. So ek voel eintlik soos 'n kar want maar toe ek my rug seer gemaak, ek was besig met deadlifts. En albei 'n paar rugby spelers is stupid as jy pyn voel dink jy doen iets goeds. En daar was 'n goeie pyn wat ek gevoel het in my rug nie. En ja, toe gaan sien ek 'n dokter sê dis vir my disc plates het uit plek uitgeskuif. Oh my goodness, so. Okay, ek kort 'n bietjie Q20. So jy het nie eers in 'n match of 'n Nee, dit was jy het net gejam. Dit was om Jam so hard. Jam so hard die beseer jouself. Ja. Ja, les, moet dit nie doen nie kinders. Wees veilig. Dra Public service announcement. Ja. Maar ja, so toe ek nou by die academy was, soos letterlik ek dink soos binne die eerste week van oefening, ons doen shuttles en ja, in die middel van hardloop gaan my regterbeen net soos dood vir 'n rukkie. Ja, ek het vir 'n rukkie net daar gelê en soos knyp, krap, niks gevoel nie. En gelukkig is daar 'n medic daar het my vinnig gehelp en dis ek maar uit bietjie rehab deurgegaan. Ek sê was uit vir die eerste 3 maande, bietjie rehab, lekker gym sessies gehad, oefen my rug weer sterk of meer my kor sterk kry, want ek het min kor geoefen en meer alles geoefen. So nog 'n les, Standard gym bro. oefen jou Ja, maar. sy. So ja, en ja, toe ek maar vanaf nog steeds was ek daar gewees. Ek het bietjie klub rugby Harlequins gespeel en by die academy ook geoefen. So dit was Okay. baie geleer. Baie 'n geleer. krangige rugby speler. Yes. Ja. Ek het in graad 8 was die laaste keer dat ek rugby gespeel het. Ons was in oefening en toe ons het tackles geoefen en toe tackle die grootste ou in die span my. Dis ek Sy bynaam was Yskas. Ja, daai. Ja, en toe drop hy my dis ek soos That's it. ek's klaar. Ek's klaar, dankie julle. Liefde vrede vir jou en jou huisgesin. Daai's rof. Ja, die laaste keer dat ek rugby gespeel het, afhangend van wanneer die episode uitkom. Laas weer. As hierdie episode Saterdag uitkom. Ja. Ja. Vandag is die laaste keer wat ek rugby gespeel het. Wel ja. Ek praat nie van touchies of Ja, ek prop. ook. Ja, ek het 'n comeback probeer maak, maar ja, die bene kan nie meer funksioneer soos wat hulle het toe nie. So ja, nee. Ek Ons het gaan ons jou in 'n dokumentêr ook sien, Chasing the Sauce. Jy sien dit. nou gaan mens dan lag steroids nie, hoor. Hy is vir iemand wat hou van video en stories vertel en mooi prentjies maak. Chasing the Sauce. Chasing the Sauce. Laat weet ons bietjie of jy 'n dokumentêr wil sien. Chasing the Sauce. Ja,
Ja, 'n mockumentary. 'n mockumentary. Oeh ja. En Ja. een episode special. Ja, een episode wat jy hele lewe. Ek's infinite. Ja, julle dink ons joke, maar Ek sit en dink idees hier so uit. Die Ruben se kop is nou aktief. Ek's infinite en ek kan goedjies op die spot so opmaak oor my verlede partykeer. Jo. Nie altyd nie. Wie weet, So, dan- Sy's 'n goeie leenaar. Dalk in die volgende episode kry jy ons trailer Chasing the Souls. Moet dit nie verwag nie. Eendag. Op die noot van eendag dink ek dit is ons show vandag. Wow. Ja. Wat 'n lekker ene. Johan, waar vind ons jou op sosiale media? Julle vind my op Instagram. Elke keer. Every time, ek weet hierdie kom. Johan Holtzapfel, HOLZ, Beautiful. dis wat dit is. @Johan. En Johan, double N. Also, ons moet net 'n grafiek Johan. ingooi. Ek sal. Gaan ons lewe baie makliker Ja. maak. Ruben, Maar dit is lekker om dit te sê. ek hoor jou. Sous voordat ons by my uitkom. Ek is 'n bietjie ouer siel, so ek's nou net op Facebook. Okay. Paul Brian Koza en Hakkie Sous. Gaan is Poke nog 'n ding op Facebook? Ek weet nie. Gaan ja. Poke vir Sous. Ons kan dit check. Ek Super Poke. het die pouk hier al gemys. Ek was 'n Ek het daarom ook tot die mate. Ruben, waar kry ons jou op social media? @Ruben_VV. Dit is 2 V's _film op Instagram. My werk is daarop en my vriende is daarop. Wow. Dis special. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Sys, wat 'n voorreg om jou hier so vandag te Dankie, gehad het as ons twee gas. Dankie. Wat 'n Hoe eer. geëerd? Yes, dankie dat jy jou insigte oor leierskap Ons sal jou ons invoice stuur. Dis ek wil sê dis reg nie. Sorry, my e-pos is gedeactivate. Totsiens julle. Cheers.